Ek wil vir ons 'n gedeelte lees uit Psalm hoofstuk 15 vers 1 tot 5. Dit is 'n Psalm van Dawid. Wie het die reg om in die woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, wat nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien. Wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade. Sy geld nie op rente uitleen nie en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Wie kan kom in die huis van die Here? Enige iemand wat bietjie ongemaklik voel oor al hierdie goed wat ons mag en nie mag doen nie? En ewe skielik dan sê Dawid, wie is die mens wat voor God mag kom? Wie is die een wat in sy woonplek mag kom? Hy wat doen dit wat die Here vir ons sê. Julle kom maar sit. Hy noem so 'n klomp goed hier op en wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan voel dit soms vir ons of ons is net eenvoudig nie goed genoeg nie. Want iewers hier binne-in is daar iets wat ons oortree en wat ons dalk nie doen soos wat hy hierso sê nie, want hierdie ouens waarvan Dawid hier praat, hy's klink redelik perfek, né? As jy hoor wat die persoon wat in God se teenwoordigheid kan kom. En luister ons na al hierdie vereistes. En terwyl ek nou besig was, toe hoor ek 'n storie van iemand wat vertel dat daar was 'n berig lank terug van 'n persoon wat 'n beursie verloor het. Maar soos in vol geld. Met alles in, hè? Hoe kan jy vir jouself indink as jy jou ID verloor? Né? Of jou bestuurslisensie. Daai pyn van binnelandse sake, né? Jy begin al klaar koue sweet uitslaan net die blote gedagte dat jy daar moet in 'n ry moet gaan staan. So verbeel jouself dat hierdie persoon het hierdie beursie verloor met al sy dokumente in en met al sy geld in. So dik beursie, toe ons nog geld gedra het, né? Nou deesdae swipe jy net. Wat eintlik baie lekker is, want jy sien nie hoeveel geld jy regtig uitgee nie. Jy tap maar net en gaan aan en dan kom die einde van die week, dan sien jy as 'n klomp geld weg. En iemand het hierdie beursie opgetel en die persoon aan die hande gekry. En hy het vir hom die beursie teruggegee met al sy dokumente en met al sy geld. En die eienaar van die beursie was geskok. En die mense wat berig gedoen het oor dit wat gebeur het, was geskok. En die vriende van die eienaar van hierdie beursie was geskok. Hoe kan iemand iets optel en al die geld en alles teruggee aan die eienaar? Wat skokkend is dat dit is 'n ware storie. Dit het regtig waar gebeur. Is dat mense vandag is meer geskok oor integriteit as die verlies daarvan. Mense is meer geskok as iemand iets doen wat hulle sê hulle gaan doen. Want ons hoor elke dag van hier's nog 'n politikus, hier's nog 'n bekende wat iets verkeerd gedoen het, hier's nog 'n dominee wat die lyn oortree het en ons raak gewoond daaraan. Ons raak gewoond aan die feit dat mense sonder integriteit lewe. Dis eintlik 'n skok wanneer iemand doen wat hulle sê. En vanoggend se gedeelte gaan oor 'n kwessie van integriteit. Here ons God, ons dank U Here dat ons gered is, dat U vir elkeen van ons 'n nuwe identiteit gegee het, dat ons
intimiteit met God die Vader kan ervaar. En vanoggend is dit my gebed, Here, dat wanneer ons in hierdie gedeelte ingaan wat gaan oor integriteit, dat U met ons praat en dat dit op ons harte kom lê en dat ons onsself ondersoek of ons die mense is wat ons sê ons is. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So dit is, ons het begin in hierdie reeks het ons die vraag gevra, wat sal in jou lewe verander as jy God regtig waar ken? Dat ons nie God sien soos wat die wêreld dit sien nie, maar dat ons God sien vir wie hy regtig waar is, vir die persoon wie hy geopenbaar is deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En toe het ons gepraat daaroor dat dit gaan oor dat ons 'n nuwe identiteit gekry het. Met ander woorde, ons is nie wat die wêreld sê ons is nie, ons is die mense wie God sê ons is, dat ons geliefd is, dat hy ons gekies het, dat ons vrye toegang het tot hom, dat hy ons pa is, dat hy ons lewens verander. So met ander woorde, ons kry 'n nuwe geestelike identiteit. En toe het ons gepraat oor intimiteit met God, met ander woorde dat Christus alles oopgemaak het sodat ons in verhouding met God die Vader kan lewe. Dat ons na God toe kan kom, dat daar nie meer 'n skeiding is tussen ons en God nie, maar dat Christus alles oopgemaak het en dat ons nou 'n intieme verhouding met God kan beleef. En dan gaan dit daaroor dat ons ook wanneer ons gered is, dan doen ons goeie goed of ons probeer op die regte manier leef, nie om gered te word nie, maar juis van die standpunt af uitgaan dat omdat ons gered is, omdat ons nuut gemaak is, omdat ons lewens verander is, wil ons in lyn leef met die woord van God. En een van die goed wat baie belangrik is integriteit. So wat ons miskien dalk moet sê is, wat is dit nie? Integriteit is nie om alles 100% reg te kry nie. Dit is nie om alles reg te kan doen nie. Dit is nie om elke keer die regte besluit te kan neem nie. Dit is nie wat integriteit is nie. Die Latynse woord is integer, wat beteken dat jou hele lewe word ineengeleef. Met ander woorde, daar's nie kompartemente nie. Maar hoe ons as baie keer leef, hoe mense baie keer leef, is dat hulle het verskillende kompartemente van hulle lewens. So jy het jou professionele lewe, dan het jy jou familielewe, dan het jy jou geestelike lewe en dan het jy jou privaat of jou persoonlike lewe. En die goed mag glad nie by mekaar uitkom nie. Okay? So in ons professionele lewe, ons doen ons besigheid, ons doen alles wat ons doen, maar ons kan nie ons geestelike lewe in ons professionele lewe inbring nie, want ons wil nie vir mense sê hoe hulle moet leef nie. So ons skei ons professionele lewe van ons geestelike lewe. En dan het ons 'n familielewe. So dis die Facebook lewe, né? Alles is perfek, almal is lief vir mekaar, niemand skop die hond nie, almal is dankbaar vir alles wat ons het. So ons het ons familielewe en dan het ek my privaat lewe. En in my privaat lewe mag my familie nie weet wat ek doen nie. Maar dan het ek ook my sosiale lewe en in my sosiale lewe is daar beslis nie plek vir my geestelike lewe nie en dit is ook nie deel van my privaat lewe nie en niemand mag weet wat aangaan nie en al daai tipe van goeie. So met ander woorde, ons leef ons lewens in kompartemente. Dat ons op 'n spesifieke manier in spesifieke omstandighede optree. Integriteit gaan daaroor dat al daardie gedeeltes van jou lewe, dat dit by mekaar kom. Dat Christus wil hê dat ons in al ons fasette van ons lewens dieselfde mense is. Dat ons nie verander van omstandighede nie. Dat God wil hê dat Jesus Christus deel moet wees van alles wat ons doen. Of ons besigheid doen, of ons familielewe, of ons privaat, of ons sosiaal, dat Christus deel is van ons hele lewe. Dat daar nie kompartemente is nie. So wat is integriteit?
Integriteit is wanneer dit wat jy doen ooreenstem met dit wat jy glo. Dat dit wat jy doen stem ooreen met dit wat jy glo. In Spreuke dan skryf Salomo, dan skryf hy in Spreuke 10 vers 9. Hy sê wie opreg leef, leef sonder vrees. Wie krompaaie loop, word uitgevind. So ek weet nou nie van jou as jy nou iets verkeerd gedoen het in jou lewe, nê? Dan lê jy in die nag wakker en hoop niemand vind uit nie. Ek het nog nooit iemand gehoor sê, ek het vandag alles gedoen wat reg is, maar ek kan nie slaap nie, want ek is bang iemand vind dit uit. Niemand worry daaroor nie. Niemand worry daaroor as jy die goeie goed gedoen het nie. Mense is bekommerd oor as hulle iets gedoen het wat nie reg is nie, wat verkeerd is, wat iemand anders miskien dalk benadeel het, dat ons nie uitgevang sal word nie. Dat mense nie sal sien wie ons is nie. Integriteit is wanneer ons privaat lewe en ons openbare lewe dieselfde is, wanneer dit ooreenstem met mekaar. Dat dit wat ons sê, ons doen. En ons sien baie keer vandag dat mense sekere goed sê, maar hulle doen nie wat hulle sê nie. Hulle doen nie wat hulle beloof het nie. Want dis die verskil tussen reputasie en integriteit. Reputasie is wat ander mense van jou dink. Integriteit is wie jy regtig is. Wie jy is, wanneer niemand jou sien nie. Integriteit is om die regte ding te doen as niemand kyk nie. Om op te tree soos wat ons veronderstel is om op te tree. Die teenoorgestelde daarvan is skynheiligheid. Jy moet tog net nie vir iemand sê hy is skynheilig nie, né? En ons word baie keer geblameer daarvoor as jy 'n Christen is om te sê ja, maar julle Christene is almal skynheilig. Jy weet dis die algemene aanklag teen Christene. Is dat hulle skynheilig is. En selfs Jesus het gesê dat dit is iets wat hy ten strengste veroordeel het. Skynheiligheid is Hippokrates. Dit is amper soos daardie Griekse vertonings wat hulle gehad het. So jy het hierdie mense gehad en dan baie keer by Saint du Plessis en daai plekke, né? Daar's mos twee sulke gesiggies, twee sulke maskers, die een wat lag en die een wat huil. En dan met hierdie vertonings wat hulle gehad het, is dan kom die mense en dan sit hulle hierdie maskers op. Want dit is deel van die vertoning. Dit is om iets te illustreer wat hulle nie regtig waar is nie. Om mense te laat dink dat hulle glimlag die hele tyd. Of dat hulle is hartseer, of dat daar is pyn in hulle lewe. So, maar dis nie wie hulle regtig is nie. En dan kom Jesus en hy kom sê, dan praat hy met die Fariseërs, né? Nou, Jesus het skynheiligheid meer veroordeel as prostituie en tollenaars. Nou, dis nou nie die twee mense wat ons die graagste in ons lewe sal wil hê nie. Maar Christus was strenger oor skynheiligheid as oor mense wat opsetlik sonde gedoen het. Matteus 23 vers 25, dan staan daar, ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, dis die mense van die kerk, dis die mense wat die Bybel geken het. Hy sê, julle is huigelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsug en onmatigheid. Blinde fariseer, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. Begin binne. Dit wat jy sê aan die binnekant moet uitkom buitekant toe. Dat ons toelaat dat Jesus Christus, wat die brood van die lewe is, wat die ware wingerdstok is, wat die prins van vrede is, dat hy deel is van elke faset van ons lewe. Dat ons leef soos wat hy dit wil hê. Daar word 'n storie vertel van iemand wat, hy was 'n bouer, en hy het huise gebou. En hy het 40 jaar lank vir die maatskappy gewerk. En toe besluit hy, dis nou tyd om af te tree. En so het hy sy aftrede aangekondig, en elke 3 maande het hy vir mense herinner, nog net 'n jaar, dan is ek klaar. Nog net 9 maande, dan is ek klaar. Nog net 6 maande, dan is ek klaar.
Nog net 'n maand, dan is ek klaar. En toe kom die eienaar van die maatskappy na hom toe en sê vir hom, ons weet, jy het gesê dat jy gaan nou klaar wees, maar ons wil graag hê dat jy nog een huis moet bou. En hy is baie ontstel. Want vir hoe lank het hy gesê, op hierdie dag is ek klaar, dan gaan ek nooit weer 'n huis bou nie. En so het die eienaar aangehou naderhand te sê die bouer, alraai, dit is reg, ek sal die laaste huis bou. En wat hy gedoen het is, hy het die huis gebou in 'n korter tyd, as wat hy al die ander huise gebou het. Wat beteken, die goed wat hy gebruik het, was van 'n laer kwaliteit. Hy het kort baie gevat, om so vinnig as moontlik hierdie huis klaar te kry. En hy het geweet, dat dit nie sy beste werk is nie. En toe hy nou klaar is, toe sê hy vir die eienaar, ek is nou klaar, wat, en toe die volgende dag, toe roep hulle almal bymekaar, en toe kom die eienaar, en toe sê die eienaar vir hom, ons wil net vir jou sê, baie dankie vir hierdie laaste projek, wat jy gebou het, en hier is die sleutels vir jou nuwe huis. Ons moet verstaan, dat die manier hoe ons leef, deur dit wat ons doen, bou ons eie huis. So jy kan besluit, of jy genadig wil wees teenoor mense, en of jy 'n wrok wil dra. Jy kan besluit of jy mense wil afbreek en of jy mense wil opbou. Jy kan besluit of jy mense wil lief hê en mense wil haat. Jy kan besluit om God te eer of om geen respek vir God te hê nie. Wat ons moet verstaan is die manier hoe ons leef, bou ons eie huis. As ouers moet ons verstaan dat om kinders rebels te maak, is om een ding te sê en 'n ander ding te leef. Om te sê dat ons God in ons lewens het, maar om te leef asof God nie bestaan nie. Ons bou ons eie huis, deur dit wat ons doen. Hoe leef ons, en wat is ons integriteit werd? Is ons deel, is ons een, is ons in alles van ons lewe, in al die kompartemente van ons lewe, is Christus in alles betrokke? Of leef ons net soos wat ons wil? Waar is ons integriteit? Is dit deel van ons lewe? So wat is jou integriteit werd? Miskien moet jy 'n CV invul en kyk, ek lees nie regtig CV's nie. Hoekom ek 'n CV lees, is om te sien hoe oud is die persoon, manlik of vroulik, en hulle naam. Die res moet jy maar sif, né? Okay, want enigiemand kan 'n fantastiese CV stuur. Wat is jou integriteit werd? Dat jy jok daarop? Miskien is jou integriteit 'n pak papier werd. Niemand sal weet by die werk nie. Okay, daar staan sulke bokse Rotatrim papier. Een riem gaan mos nou nie 'n verskil maak nie. So wat is jou integriteit werd? Miskien is dit R599 werd. Want jy gebruik jou buurman se wifi. Okay. Jou kind het eendag vir die buurman se kind, wat is julle paswoord? Nee? Nou gebruik jy sy wifi. Miskien is dit R160 werd. Want jy gebruik iemand se paswoord om Netflix te kyk. Miskien is dit R50 werd. Want jy is by Oshaka en jy sê jou kind is 14. Ons sien hy skeer al vir 3 jaar, maar dis okay. Miskien is hy 14, hy's net bietjie groot vir sy ouderdom. Wat is jou integriteit werd? Myne was werd 1 kar. Ons het wat ons noem in ons bedryf 'n kitkaart. Nou wat dit beteken is dat wanneer ons 'n voertuig verkoop,
dan rapporteer ons die voertuig aan die fabriek om te sê dat die kar is verkoop. En so kom dit dat dit is einde van Junie, dis die einde van ons finansiële jaar, en ek het vir my bestuurder gesê, hierdie is die hoeveelheid karre wat ons gaan doen. En ek is 1 kort. En ek besluit die kar is klaar verkoop, maar ons gaan hom nie aflewer nie, die geld is nie in die bank nie, die kontrak is nie geteken nie, niks is regtig waar in plek nie. Ek gaan die kar rapporteer, sodat ek by my nommer kan uitkom. Daar was 'n paar probleme. Eerstens, die kar was nie in Bloemfontein nie, hy was in die Kaap. Hy het by 'n ander handelaar gestaan, en toe dink ek, maar niemand kan dit optel nie, want hy's klaar gerapporteer, so hy's af van die stelsel af. Maar daar's 'n ding wat hulle noem 'n manifest, wat jy van die courier company af kry om te sê, hierdie is die karre wat afgelewer word, en toe gaan my finansiële bestuurder in haar wysheid, en sy trek die manifest. En sy besef, dat die kar is nie by die perseel nie. So ek het hom ge-invoice, om te sê dat ons maak R20,000 profit, en ek het die kar gerapporteer. En ek het gedink, alles is fyn. Totdat my foon gelui het, en ek moes gaan verduidelik wat aangaan. En die ergste van alles was nie, ja, dit wat ek gedoen het was verkeerd. Dit was oneerlik, en ek was nie getrou aan wie ek is nie. Ek het gedoen wat ek gesê het ek nooit sal doen nie. Vir 1 kar en vir R20,000. En dit het my integriteitsskade laat lei. Maar erger as dit, is dat die verhouding wat daar was, tussen my en haar, het skade gelei. En dit is bitter moeilik om reg te maak. Want as 'n bestuur is jy veronderstel om mekaar te kan vertrou, dat die een die werk reg sal doen, dat daar nie risiko verbonde is nie. Want ek het die maatskappy op risiko gestel, ek het gedoen wat oneerlik is, en ek het ons verhouding laat skade lei. En ons was vriende, ons was nie net kollegas nie. En om dit te herstel, is bitter moeilik. So wat is jou integriteit werd? Wat is jy bereid om op te gee? Wat is jy bereid om prys te gee, net om nie uitgevang te word nie? Want wat ons moet verstaan is dat wanneer jy integriteit het, maak niks anders saak nie. En wanneer jy nie integriteit het nie, maak niks anders saak nie. Of ons leef soos wat God wil hê ons moet leef, of ons leef anders. En dit is hoekom Dawid gesê het in Psalm 139, dan sê hy vir die Here, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Here, kyk in my hart en deurgrond my. Kyk, is daar 'n area in my lewe waar ek nog in kompartemente leef? Of is alles oop? Is daar 'n area waar ek nie wil hê dat God moet inkom nie? Is daar 'n area in my lewe waar ek nie wil hê mense moet van weet nie? Is daar iets in my lewe wat ek wil wegsteek? Of lê ek oop voor God? Want daar word baie keer gesê dat die persoon het 'n goeie hart. Die woord van God sê vir ons, die hart is bedrieglik. Die hart van 'n mens jok vir jou. Moenie na jou hart luister nie. Dit is wat die woord van God vir ons sê, maar dan sê ons maar, Here, deursoek my, ondersoek my, kyk in my lewe, is daar 'n plek in my lewe wat nie in lyn is met die woord van God nie, waar ek nie met integriteit leef nie. En net 'n vriendelike waarskuwing, dat as jy dit van hom vra, dan sal hy dit vir jou wys. En meer.
Want dis wat die Here doen. Hy wys nie net vir jou een ding nie. Hy wys vir jou 'n klomp goeders wat jy moet regmaak, wat in lyn moet kom. En hoe ondersoek ons onsself? Hier's 'n paar goed wat jy kan doen. Die manier hoe ons identifiseer waar ons nie leef soos wat God dit wil hê nie, waar ons nie met integriteit leef nie, is die eerste ding is waaroor jy die meeste verdedigend is. Nee, maar dis nie so erg nie. Jy weet, jy probeer verdedig wat besig is om in jou lewe te gebeur. En hoe meer jy dit probeer verdedig, terwyl jy in jou kop weet, dat dit is nie reg nie, dan moet jy weet, in daardie area, is jy nog nie waar God wil hê jy moet wees nie. Die tweede ding is, wat jy nie wil hê ander moet weet nie. Daai ding wat jy in die donker doen, wat jy weghou van al die mense af, wat jou familie en jou gesin nie mag weet nie. Daardie goed wat jy so eenkant hou en stil probeer hou. En die derde ding is, dit wat ons ander mense oor kritiseer. So as jy krities is oor iemand anders, is dit gewoonlik iets wat in jou eie lewe nie lekker is nie. Dat ons God moet vra om vir ons hierdie goeders te wys. Deursoek my hart. Kyk wat besig is om te gebeur. Dat ons eerlik moet wees. Dat ons eerlik teenoor God moet wees. As hy vir jou sê jy moet ophou skinder, dan is dit dalk 'n goeie idee dat jy moet ophou skinder. As dit die manier is hoe jy SARS seisoen. Mense, ek het so hard gewerk en hulle vat al my geld, nou is dit tyd om iets terug te kry. Is dit wat jy ingee die waarheid? Is dit wat ons doen die regte ding? Die manier hoe ons besigheid doen? Die manier hoe ons teenoor ander mense optree? Die manier hoe ons in ons geestelike lewe werk? Dat God deel is van ons hele lewe. En as daar op hierdie oomblik iets in jou kop is waarvan die Heilige Gees jou oortuig, bely dit. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, dat wanneer ons sondes bely, God is getrou en hy is regverdig om ons sondes te vergewe. Maar, dan gaan vers 10 aan, hy sê, as ons sondes nie bely nie, dan lieg ons. En dan is die Gees van God nie in ons nie. So as God jou vanoggend oortuig van iets, bely dit. En hy sal dit vergewe. Want dit is hoe groot ons God is. As jy integriteit het, maak niks saak nie. As jy dit nie het nie, maak niks saak nie. Dat ons lewens lei in lyn met God. Wat ek die hardste geleer het, is om die waarheid te praat. Want ons sal eerder 'n leuen wil vertel, nê, om onsself te beskerm. En een ding wat ek geleer het, is om die waarheid te praat en God te vertrou vir die uitkoms. En daai is nie maklik. Daai is bitter moeilik. Om as iemand jou konfronteer te sê, dit is so. Ek het dit gesê, ek het dit gedoen en ek is jammer daaroor. Maak nie saak wat die gevolge daarvan is nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Maar dat ons altyd die waarheid sal praat en God sal vertrou vir die res. Dat ons kan weet dat al moet ons die gevolge dra, dat God nog steeds by ons is. Dat hy vir ons omgee. Mense wat so geskok is oor iemand wat integriteit het. Wat 'n verskil sal dit in jou lewe maak as jy van vandag af besluit om altyd die waarheid te praat? Maak nie saak wat die gevolge is. Daar is 'n vryheid daaraan verbonde wat moeilik is om te verduidelik. Want julle het al gesien wat gebeur, nê? As jy probeer om iets toe te maak, dit word net erger. Dit kry kleintjies. Maar soos in vinnig, dan is jy in dieper moeilikheid as waar jy was. Maar dat ons God sal vertrou en dat ons die waarheid sal praat,
dat ons om verskoning sal vra. Dat jy sal sê jy is jammer. En party mense sukkel, né? Dit is altyd iemand anders se skuld. Dit is altyd iemand anders se skuld, dit is altyd iemand anders se probleem, dit is altyd iemand anders wat die probleem is. Maar dat ons sal besef, dat ons praat die waarheid, en ons vra om verskoning, ons sê ons is jammer. Want dit is om God deel te maak van ons lewe. En as daar een persoon is, wat meer integriteit het, of wat die meeste integriteit het, dan is dit God self. Want aan die begin het hy alles gemaak, en alles was perfek. En nadat hy die mens gemaak het, toe sê hy, dit is baie goed. En die mens het besluit om hulle eie pad te vat. En dan op daardie oomblik het God gesê, ek sal iemand stuur om die mense te verlos. En God stuur sy seun. God doen wat hy gesê het hy gaan doen. Hy stuur sy seun. Jesus Christus gee sy lewe. Jesus Christus word gespot. Hy word beskuldig van goed wat hy nie gedoen het nie. Hy gee sy lewe vir elkeen van ons. Hy sterf en na 3 dae staan hy op. En voordat hy gesterf het, toe kyk hy na die mense. Die mense wat geen integriteit gehad het nie. Die mense wat hom verwerp het. Die mense wat hom beledig het. Die mense wat hom gespot het. Die mense wat gesê het dat hy teen God praat om te sê dat hy die seun van God is. En Jesus kyk na daardie mense en hy bid hierdie volgende woorde en hy sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Christus gee sy lewe vir my en vir jou. En hy vra van ons dat hy deel sal word van elke aspek van ons lewens. Dat ons, wanneer ons in die wêreld leef, dat die wêreld geskok sal wees oor die manier hoe ons liefhet, oor die manier hoe ons aan mense genade betoon wat dit nie verdien nie, in die manier hoe ons gee vir hulle wat niks kan teruggee, dat ons sal leef, dat Christus deel is van elkeen van ons lewens, in elke facet van ons lewe. En dat ons soos Dawid sal bid en sal sê, skep in my 'n rein hart, Here, en lei my op die beproefde pad. Kyk in my hart. Kyk in elke kompartement van my lewe. Of U daarbey betrokke is en oortuig my van waar U nog nie is nie. Dat ons ons sondes bely en dat ons weet dat God ons sal vergewe. As jy integriteit het, maak niks anders saak nie. En as jy dit nie het nie, maak niks anders saak nie. Here, ons dankie, Here, vir die wete dat U deur die Heilige Gees wil betrokke wees in ons lewens, in elke facet van ons lewe. En daarom is dit ons gebed vanoggend, Here, dat U ons harte sal ondersoek en elke persoon wat vra dat U in hulle lewens sal inspreek en hulle sal oortuig van waar hulle nog apart van God leef, in watter aspek van hulle lewe hulle nie God toelaat nie. As daar sekere dinge is in ons lewens wat geopenbaar moet word en waarvan ons oortuig moet word, Here God, dat U dit sal doen deur die Heilige Gees en dat ons daardie stap sal neem om dit voor U te kom lê en ook te kan weet, Here, dat U ons lewens daar kan heel maak, dat U dit kan herstel, dat ons een kan wees, een met onsself en een met God die Vader. Ek dank U, Here, vir hierdie reeks wat ons kon gehad het, dat ons ontdek dat ons is nuwe mense, ons het 'n nuwe identiteit, ons het vrye toegang tot U. En help ons om die lewens te lei wat U wil hê ons moet lei. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.